vanoggend stil voor U. Here, ons weet U wil elke een wat in hierdie kerk is, wil U aanraak. Here, met U genade en U liefde. Here, kom vra ons vanoggend vir U, vul ons. Here, vul ons met die Gees. Here, maak ons harte oop vir U teenwoordigheid. Here, dat ons U teenwoordigheid kan voel. Here, dat ons weet, U is die God bo alle gode, die koning van alle konings. Here, U is, U was en U sal weer wees. Here, dat niks in ons pad kan staan wat U nie groter is as nie. Geen probleem wat ons vandag in die gesig staar is groter as U nie. Here, en daarom kan ons U loof en prys. Here, nie vir wat ons vermag nie, maar wat U reeds vermag het. Here, dat ons weet die oorwinning het reeds behaal. Duisende jare terug op Golgotha het U die dood oorwin, en daarom kan ons vanoggend juig, kan ons jubel, kan ons juig, en kan ons sê, Here, in U alleen glo ek. Daar's krag in U naam, daar's krag in U bloed, en daarom bid ek die bloed van Jesus Christus op elke een in hierdie kerk vanoggend. Here, ek bid dit ook oor ons pastoor wat vandag verjaar. Here, en dankie dat U hom vir ons gegee het, dat hy werklik 'n lig in die wêreld vir ons is. Here, maar bovenal, dankie dat U teenwoordig is in elkeen van ons lewens. Dat U hier is vanoggend en dat ons weet, U is getrou en regverdig. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil net vir Henny en sy span baie dankie sê, Henny, dit was soos gewoonlik ongelooflik. Vriende, ek en my vrou, so jaar terug, ry ons en ons word gestop deur 'n skoolpatrollie. Nou die skoolpatrollie stop jou as hulle wil hê kinders moet oor die pad loop. En terwyl hierdie hoërskool meisies oor die pad loop, sê ek vir my vrou, sjoe, maar hulle rokkies is daar maar kort. En ons lag daaroor. En almal sin is dieselfde lengte, dit maak net toe wat moet toegemaak word. En die middag loop ons in 'n mall, en nie ver van die mall af nie is 'n skool. En daar's ook meisies wat loop, en my vrou merk op, dit is 'n beter skool. Ek sê, hoe bedoel jy? Sy sê, kyk, hulle rokke is die regte lengte. Die slim mense sê, dit vat net 7 sekondes om 'n opinie te vorm oor iemand wat jy vir die eerste keer sien. Nou as mense my die eerste keer sien, dan sê hulle, jy is nors, jy's kwaai, smile bietjie. Ek vat gewoonlik langer as 7 sekondes. Ek is bietjie stadiger as ander mense. Dit vat my so 14 sekondes om 'n opinie oor iemand te lewer. Vriende, maar dit is waarin ons leef. Ons kyk na mense se kleredrag. Ons kyk na hulle optrede. Ons kyk hoe vriendelik hulle met ons is, en dan is ons vriendelik teenoor hulle. Hulle attitude bepaal hoe ek hulle gaan hanteer. In 2020 het 'n klomp studente 'n social study gedoen. En wat hulle gedoen het, hulle het een van hulle studente maats gevat, 'n vrou, haar mooi aangetrek, 'n jean, baie mooi toppie, mooi make-up, mooi hare, en laat hy in die dorp ingestuur
En al wat sy moes doen, sy moes vir iemand vra waar 'n sekere spesifieke koffiewinkel is, koffieshop. En vir almal wat sy gevra het gevra gesê waar die koffieshop is. Daar selfs 'n paar mans wat bereid was om vir haar te gaan wys waar die koffieshop is. Die volgende dag het hulle teruggegaan. Hierdie keer het sy 'n jean aangehad wat so 2 sizes te groot vir haar was. 'n Oversize sweetpak top. Haar hare was nie gedoen nie en sy het geen make-up aangehad nie. En sy het weer dieselfde vraag gevra. Waar is die spesifieke koffieshop? Net 3 uit elke 5 mans was bereid om vir haar te wys waar die koffieshop is. Nie een het aangebied om saam met haar na die koffieshop toe te stap nie. Die skokkende uitslag van hierdie studie is dat slegs 1 uit elke 5 vrouens bereid was om met haar te praat. Dit is, soos ek nog altyd gesê het, vrouens oordeel meer as mans. Nee, dis net 'n grappie. Kom ons wees eerlik. Ons vorm 'n opinie oor hoe mense aantrek, oor hoe hulle lyk, oor hulle voorkoms. Ek is baie by sport betrokke en Missouri is nie vanoggend hier nie, maar sy het nou gesê jou oom Jacques en sy rugby storieetjies. Maar as jy 'n seun sien, dan my eerste persepsie, ja, hierdie ou gaan 'n mooi senter maak. Ja, daai ou gaan 'n mooi dit maak. Ja, daai ou gaan dit doen. Ja, hierdie ou het krag. Dis hoe ek kyk na seuns. Ja, dit is hoe ek kyk. Benedien, ek sê net vir iemand, ek vra vir hulle, is Benedien swanger? Want ou is altyd bang om vir 'n vrou te sê, "Haai, baie geluk." En dan sê sy, "Waarvan praat jy?" Baie geluk. Vriende, jy sit vanoggend en jy sê, "Ek doen nie dit nie." Ek is nie een van daai wat na mense kyk en 'n opinie vorm nie. Maar dis nie net die opinie wat jy vorm nie, dis ook hoe jy jou uitdra na die wêreld toe. Hoe sien die wêreld jou? Ek en jy as Christene moet God uitdra. Ons is verteenwoordigers van Jesus Christus. En daarom is ons sy ambassadeurs. Die Bybel sê, ons is ambassadeurs van God. Gesandte sê die Bybel. Maar die gesant en ambassadeur is maar dieselfde ding. 'n Verteenwoordiger van God. Oral waar ek en jy beweeg, is ons 'n verteenwoordiger van God. Nou, ons almal ken 'n sekere tienermeisie hierso. En ek gaan nou vra om hier by my te kom staan. Kom staan bietjie by my. Wie kan vir my sê wie dit is? Leanke. Wie kan vir my sê soos wat lyk sy? 'n Heks. Steek op julle hande, wie glo Leanke is 'n heks? Ja, nee, Ryan sal. Ryan is nog steeds jou sissie. Leanke, loop so draai daar vir my, dan laat almal jou kan sien. Wie ken nie vir Leanke nie? Ken almal vir Leanke? Dis net seker wat ek sê. Wil jy lag? Nee, ek's okay. Leanke stuur 'n boodskap vanoggend uit. Ek is 'n heks. Ek lyk soos 'n heks. Ek het tot 'n besem. Wil jy bietjie vlieg? Wow. Dit is wat ons sien. Maar niemand wat Leanke ken, gaan dit glo nie. Want ons ken haar hart. Maar die wat Leanke nie ken nie, hoekom bewe jy so? Maar die wat
haar nie ken nie, gaan nie 'n fout maak as hulle sê, dis 'n heks nie. Die vraag is dit die boodskap wat ons vir die wêreld stuur? Want as sy so loop, gaan almal haar dieselfde vraag vra. Sy vertel my net nou, die vrou wat die kostuum na vier, vra vir haar ma, hoorie, waarvoor het jy die kostuum nodig? Nee, vir die kerk. Sê maar, die vrou se oor ek so groot. Vriende, niemand van julle kan sê, julle sien nie 'n heks vanoggend hier nie. Dankie, Lianke. Die vraag is, hoe sal ons hanteer, as ons nie geweet het, dis Lianke nie? Hoe sal ons hanteer het, omdat ons gedink het, sy is iets wat sy nie is nie? Daarom is dit so belangrik, vir al die tienermeisies, so belangrik om te weet wat jy dra. Wat jy aantrek. Ek sien jy stem saam, ek is baie bly. Ek en Toinette loop in Spar, hier by 3 riviere, en dan kom 'n meisie verby ons gestap, pikswart aangetrek, van kop tot tone, met pikswart mascara, haar hare is pikswart, en sy loop verby ons, en ek kyk hierdie meisie, en onthou dit vat my so, sy sal so 7 sekondes verby, toe sit ek eers die opinie daar. En ek weet, dit is goth, of so iets is die look wat hulle het. En ek, maar die meisiekie sit in my kop. En ons loop aan, maar steeds dink ek aan haar. En toe ons so eentjie verder is, so 7 sekondes verby haar, toe hoor ek, Oom Jacques! En ek draai om, en dis die meisie. Toch, okay, iets het geklik, maar ja, julle weet hoe goed is ek met name. En sy kom staan met my in gesels, met my en Toinette. Daar tussen die groente, en die vrugte, daar by 3 riviere se Spar. En nou probeer ek uitfigure wie is hierdie kind, want ek het geen idee nie. En sy praat mooi, sag, sy praat die regte goed met my. En toe sy wegloop, toe sê Toinette vir my haar naam. En ek sê, maar sy het blonde hare. Ja, sê sy. Sy was deel van ons jeug. En sy het absoluut rebels geraak. Sy wil iets vir die wêreld wys. Ek is nie wie julle my in 'n boksie wil druk nie. Maar intussen het sy die verkeerde boodskap uitgestuur. Haar hart was nie wat die mense gesien het nie. Maar my vraag is, my beeld vir die wêreld, hoe sien die wêreld my? As ek kerk toe gaan, hoe kyk die mense na my? Lianke, kan ek jou vra om weer by my te kom staan? Ek het eintlik gedink jy gaan die kostuum uittrek. Dis hoe ons Lianke ken. Dis hoe ons haar lief het. Dit is die beeld wat Lianke uitstraal. As ek Lianke in enige ander klere gaan sien, as wat ek al gewoond is, dan gaan ek vir haar sê, Lianke, dit is nie wat ek jou ken nie. Dit is nie hoe jy die beeld moet wees wat jy uitstraal nie. Lianke, miskien moet jy wees so draailoop, dat almal jou net sien, dat hulle sien jy is daarom normaal. Ek en jy ken Lianke se hart, maar ons ken nie vreemde mense se harte nie. Baie dankie, Lianke. Ek dink sy lyk mooier nou as die voor, lyk sy daarom, okay. Ek is net seker maak. God kyk nie na hoe ons aantrek nie. God kyk nie na ons klere drag nie. God kyk na ons harte. God sien jou hart raak vanoggend. Maak nie saak wat deur jy gaan nie. Maak nie saak of jy ryk of arm is. Of jy voel jou voorkoms is nie mooi nie. Ek het nie make-up aan vanoggend, so julle kan almal sien ek het 'n tan weg gister gekry.
Vriende, hoe draai jy jouself uit na buite? Wat is die boodskap wat jy vir mense stuur as hulle na jou kyk? Sien mense Jesus Christus in jou? Sien hulle dit wanneer jy met hulle praat? Hoor hulle dit? Ervaar hulle dit? En hoe kyk jy na mense? Ons lees in Jakobus 2, en ek lees uit die boodskap, en hy is vanoggend baie klein geskryf, so ek gaan hom so 'n bietjie optel. Veronderstel 2 mans kom by julle aan, terwyl julle kerk hou. Die een man het geld, soos bossies. Dit kan jy sommer aan sy klere sien. Hy is ook een van die belangrikste mense in die dorp. Die ander man is egter arm, sy klere is oud en stikkend. Niemand in die dorp steur hulle aan hom nie. Nou kom die tweede saam daar by julle aan. Vir die ryk belangrike man sê julle, kom sit hier op die beste en lekkerste plek. Vir die arm man sê julle, sit sommer daar op die grond. Vriende, die boodskap verduidelik het net vir my so mooi. Daar's eintlik niks om te sê nadat jy dit uit die boodskap uitgelees het nie. Gelukkig weet ek, niemand in hierdie kerk kyk so na mense nie. Maar ek vra jou vanoggend, is dit nie hoe die wêreld na ons kyk nie? Is dit nie hoe die wêreld oordeel nie? Maar staan ek en jy onder die oordeel van die wêreld? Nee. Ons is vrygekoop deur Jesus se bloed. Oor 'n maand vier ons Paasfees. En die hartseer is as jy vir Christene vra, waaroor gaan Paasfees, dan weet hulle nie. Hulle weet dis 'n vakansiedag. Vriende, die tyd is nie gister nie, is nie môre nie, is vandag. Ons het nie meer tyd nie. Die ou wat nie die tekens van die einde sien nie, is blind. Raak wakker. Paulus het dit al gesê. Johannes het dit gesê. Petrus het dit gesê. Jacques Simon sê dit vanoggend. Word wakker uit jou slaap uit. Ons as Christene is besig om vas aan die slaap te raak. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig vir die wêreld. Maar ek kan nie die lig wees as ek die verkeerde boodskap uitstuur nie. Presies wat Leanke vanoggend vir ons verduidelik het hier. Niemand gaan na haar luister as hy oor God praat, as hy oor Christus praat, as hy oor Jesus praat en sy die verkeerde beeld wat sy uitstuur nie. En dit is nie net klere nie. Dis oor wat jy sê, oor wat jy spreek. Anton het so week terug, toe sê hy, wanneer 'n bruid en 'n bruidegom trou, dan vat die bruid die bruidegom se naam. Ek en jy is Jesus Christus se bruid. Hy is die bruidegom, ons vat sy naam. So, ons is sy verteenwoordigers. Ek verteenwoordiger sy naam. Maar as ek daar by rugbyveld is en ek vloek en ek skel, doen ek dit nog steeds. Is ek 'n goeie verteenwoordiger vir Jesus Christus? Nee. As ek daar by die werk is en ek is kwaad en ek verloor my meer en ek sê goed wat eintlik ek nie moes gesê het nie, is ek steeds 'n verteenwoordiger vir Jesus Christus. Dit gaan nie net oor klere drag nie. Dit gaan oor soveel meer. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet jy nie, jy's 'n tempel van die Heilige Gees nie. En omdat jy 'n tempel van die Heilige Gees is, moet jy so leef. Die Heilige Gees is heilig. Daarom het niemand van ons 'n verskoning om nie heilig te leef nie. Die Heilige Gees is dan in jou. Hoe kan jy vanoggend vir my sê, ek kan nie heilig wees nie, maar dan sê jy ook in die volgende oomblik vir my, die Heilige Gees is in my. En ek kom terug na die tieners toe.
Hoe kan ek aantrek of ek nie aan Jesus Christus behoort nie? Romeine 14 vers 13 sê, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen, wat julle broer kan aanstoot gee, of tot 'n val kan bring nie. Vriende, in 1 Samuel gaan jy lees dat Samuel die opdrag gekry het om 'n nuwe koning te gaan salf. En toe die seuns voor hom verskyn, toe sien hy die eerste een en hy dink, dit moet die koning wees. En God sê vir hom nee, want God kyk na harte, nie na kleredrag nie. Maar ek en jy is nie God nie. Ons sien kleredrag raak. So meisies, as jy 'n kort rokkie aantrek, dan gaan die seuns vir jou kyk, en hulle gaan aanmerkings maak, en hulle gaan dink, jy is los. En ek praat nie van 'n mooi rokkie nie, ek praat van hierdie, wat ons nie in die kerk sien nie. Ek is eintlik baie anti die skole deesdae. Ek was by 'n atletiek byeenkoms onlangs en dit is skokkend om die kleredrag te sien. Julle kan regtig gaan kyk en dan noem ons onsself Christenskole. Maar dis die kleredrag wat ons sien. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Dis nie wat ek en jy as Christen ouers moet staan voor nie. Die Fariseërs, hulle het godsdienst gebruik om gesien te word. Lang gebede, spesiale klere om heilig te lyk, spesiale sitplekke in die sinagoges. Nou daai kan ons onderhandel oor die spesiale plekke. Ons almal het mos maar ons spesiale plekkie. Vriende, vanoggend se preek gaan nie oor kleredrag nie. Glad nie. Vanoggend se preek gaan oor wat se beeld straal jy uit? Wat sien mense en wat sien Jesus Christus? As jy na daai prent kyk, die vrou by die kerk, kyk hoe lyk haar hart. Die vrou wat by haar by die bar sit, kyk hoe lyk haar hart. Maar die vraag is, wat soek jy daar? Hoekom is jy daar? Die ander insins kan nog verander. Moenie op plekke gaan waar jy nie hoort nie. Bly weg van Afpop se stoep af. Ek en jy moet begin dink, alles wat ons doen, is ons God se teenwoordiger en het ons 'n effek op ander mense se lewens. As ek saam met my vriende kuier by 'n bekende kuierplek en ek sit daar met 'n glasie wyn of dan sal ons niks fout mee nie. Maar 'n ander persoon wat 'n alkoholprobleem het, kyk na my en hy sê, as die pastoor 'n glas kan drink, kan ek ook maar. So ek het hom gehelp, want nou maak hy 'n verskoning. Ek kan ook 'n glasie wyn drink. Daarom moet ek baie versigtig wees oor die beeld wat ek uitstraal. En daarom sê Jakobus, moenie almal van julle leermeesters wil wees nie. Want as ek kom voorstaan met 'n mikrofoon, moet ek leef soos iemand wat vir God leef. En ek moet dit uitstraal en mense moet dit in my kan sien. En in die plek waar ek beweeg, sien mense dit. En ek is nie, ek breek nie. Maar ek moet leef sodat mense kan sien, hy's anders. Hy hanteer mense anders. Ek is vir God. Ek het my kinders grootgemaak dat hulle nie moet bekommerd wees oor wat die wêreld van hulle dink nie. En al twee my kinders gee nie om wat die wêreld van hulle dink nie. Jy kan hulle gaan vra, dit rol hier af.
soos op water op 'n eend se rug. Maar, ek het hulle ook geleer, wees versigtig oor die boodskap wat jy uitstuur. As mense jou sien, moet hulle vir Jesus Christus sien. Trek aan op 'n manier wat respek, waardigheid en geloof wys. Nie op 'n manier wat mense laat wonder oor jou getuienis nie. John Wesley het geskryf, Christene moet eenvoudig en ordentlik met mekaar saamleef. Nie om mense te beïndruk nie, maar om 'n lewe te leef wat God eer. Billy Graham sê, mense sien jou voordat hulle jou hoor. Jou lewe, jou houding, selfs wie jy aantrek, is deel van jou getuienis. Vriende, ek kan hier staan en ek kan vir julle ure preek. En een oomblik wat ek het verloor daar langs die rugbyveld, sien almal dit. Daai afrigter sê hy's 'n pastoor. Maar kyk hoe praat hy langs 'n rugbyveld. Kyk hoe hanteer hy sy seuns. Wees versigtig oor wat jy sê. Wees versigtig oor wat jy doen. Henny, ons het 'n liedjie gehad toe ons kinders was, help my. Daar's 'n Vader in die hemel wat ons sien nie op die aarde. Nee, alles wat jy doen, sien hy op die aarde. So pas op wat jou handjies doen. Pas op wat jou voetjies. Yes. Ons moet versigtig wees. Ons klere red ons nie. Ons voorkoms maak ons nie heilig nie. Maar 'n hart wat aan Christus behoort, begin ook wys in hoe ons leef, hoe ons praat en selfs hoe ons aantrek. Maar belangrikste is, dit wys oor wie ons is. Wanneer mense na my kyk, sien hulle net my klere of sien hulle iets van Christus in my lewe raak? Ek los julle met 2 punte vandag. Eerstens, ons moet leef om mense te sien soos Jesus Christus mense sien. Nie volgens hulle klere, hulle status of hulle voorkoms nie. Tweedens, ons moet onthou dat die wêreld ons sien. Die wêreld lees nie altyd die Bybel nie. Jy is dalk die enigste Bybel wat hy ooit sal lees. Daarom wees die woord van God, sonder om 'n woord te sê. Mense kyk hoe ons praat, hulle kyk hoe ons optree, hulle kyk selfs hoe ons onsself gedra. Daarom moet ons lewens iets wys van Christus. Nie trots nie, nie oordeel nie, maar nederigheid, respek en liefde. Vriende, hoe kyk jy na mense? En vriende, wanneer mense na my kyk, sien hulle Jesus Christus raak. Kom ons maak ons oë toe. Here almagtige Vader, ek loof en prys U vir wie U is. Here, dat U ons lief het, lank voordat ons U gekies het. Here, toe ek in my moeder skoot gevorm is, het U my reeds geken. Here, het U reeds vir my 'n plan gehad. Here, baie dankie dat ek met kringe en draaie, op en afs, op die einde by U uitgekom het. Here, dat ek vanoggend hier kan staan en kan sê, Here, dankie dat ek weet, elke een van ons is in U hande. Ons is gered, omdat U ons uitgekies het. Elkeen by sy naam. Here, dankie vir families. Dankie vir gesinne. Dankie vir egpare.
Here, ek bid vanoggend vir huwelike wat deur moeilike tye gaan. Here, die vyand wil kom steel wat mooi is, wat rein is, wat regverdig is. Here, en ons bid vir elke een wat deur moeilike tyd gaan in sy huwelik. Here, in 'n verhouding. Dit kan met pa en seun wees, ma en dogter, pa en dogter, skoonouers. Here, dit kan met 'n man en 'n vrou wees. Here, maar ons kom vanoggend na U toe en vra vir U, vul ons so met U Gees, dat mense 'n verskil in ons kan sien, dat mense kan kyk na ons en kan sê, ja, dis 'n ware kind van Jesus Christus. Ek sien Jesus se lig deur hom skyn. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.